So die finansiesminister Enoch. Hierdie al baie gehoor in al die jare wat ons al deel. Dat ons redelijk reël gaan kry tot omtrent. Ons kyk of die projekte kan En in vandag se nuus, die Suid-Afrikaanse regering is van plan om meer as 1/3 van sy 2026-27 begroting aan infrastruktuur te spandeer. So het die finansiesminister Enoch Godongwana op 25 Februarie tydens sy nasionale begrotingsrede aangekondig. Die staat se voorgestelde totale bestedingsbegroting is 2,67 triljoen rand vir die komende jaar, waarvan meer as 1 triljoen rand oor die mediumtermyn vir infrastruktuur voorsien word. Staatsskuld het gestabiliseer op 78,9% van die bruto binnelandse produk en die begrotingstekort is af na 4,5%. TLISA sê hoewel hierdie syfers op fiskale stabilisering dui, is stabiliteit op papier nie gelykstaande aan ekonomiese dinamika in die praktyk nie. Karia van der Merwe, 'n woordvoerder van TLISA, deel nou meer oor die organisasie se standpunt. Die 2026 begroting wys finansiële stabiliteit en sommige verbruikersvoordele, maar die ware toets lê in uitvoering. Suid-Afrika sukkel steeds met werkloosheid, beperkte groei, veiligheidskwessies en verlies aan kundigheid in sleutelposte. Fondse word dikwels toegewys sonder dat dit meetbare uitkomste lewer, veral in munisipaliteite, onderwys en landbou. TLISA dring aan op daadwerklike aanspreeklikheid, herstel van staatskapasiteit en 'n prestasiegedrewe kultuur. Net dan sal die begroting sy volle impak in die praktyk hê. Dit was Karia van der Merwe namens TLISA. The first 1 million doses of foot and mouth disease vaccine from the Argentine manufacturer Biogenesis Bago arrived in the country on Saturday. The shipment was received by Minister of Agriculture John Steenhuisen. According to a statement by the Red Meat Producers Organisation, the distribution of the vaccines will be coordinated by the state, based on a hotspot map developed by the Ministerial FMD Task Force. It remains the responsibility of state veterinarians to coordinate vaccinations. The main priority is areas where recent outbreaks have been reported, while the second priority focuses on other high-risk districts identified on the hotspot map. This includes KwaZulu-Natal, Gauteng, Northwest, the Free State, Mpumalanga, and the Eastern Cape. A further 1.5 million doses of the Turkish vaccine Dolvet was also bottled this week and left the factory on Thursday. It is expected to arrive in South Africa tomorrow, the 28th of February. These vaccines will be followed by larger quantities by the end of March. Role players also expect the government to soon announce its Section 10 scheme for preventative vaccination. The scheme will, among others, indicate which parties may or may not administer vaccinations preventatively. And meanwhile, the Department of Agriculture announced this week that new and amended requirements for the control of FMD will soon be finalized. This includes, among others, that the so-called F brand will no longer be required on vaccinated or infected animals. Milk from farms that were quarantined only need to be pasteurized once for local use, but cannot be processed for export purposes, except where the importing country stipulates otherwise. The same applies to slaughter animals on farms that were under quarantine. All cloven-hooved animals that are infected or suspected of being infected will have to be individually identified and their information entered in a database with a view to lifelong traceability. Terwyl die jaar-op-jaar verbruikersprys van alle vleisprodukte in Januarie met dubbelsyfers toegeneem het, het pryse in Februarie reeds ietwat begin versag.
So sê Gerard van den Burg, analis by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Volgens Statistiek Suid-Afrika was die felste voedselprysstyging die van rooi vleisprodukte. Maalvleis het gemiddeld met 44,8% toegeneem, beefstuk met 35% en afval met 18,9%. Varkchops het in Januarie met 22,8% jaar op jaar toegeneem, terwyl varkribbietjies 16,3% en varkfillet 13,1% duurder was. Skaapbout was 15,6% duurder as in Januarie 2025, terwyl skaapnekvleis met 14,1% gestyg het. Van den Burg sê, hoewel amptelike syfers nog nie beskikbaar is nie, is winkels se spesiale aanbiedings vir sommige prima snitte reeds heelwat laer as 'n maand gelede. Die hoë pryse in Januarie was onder andere as gevolg van historiese hoë graanpryse, as ook hoë internasionale vleispryse wat 'n invloed op plaaslike pryse het. Hy sê Suid-Afrika is steeds 'n netto uitvoerder van vleis, maar indien plaaslike vleispryse hoog sou bly, sal die land meer aanloklik word vir vleisinvoere. Western Cape Agriculture Group Du Toit is forecasting a solid onion harvest for the 2026 season, along with good export prospects. Pieter Du Toit, the company's commercial director for vegetables, says a cold winter, moderate rainfall and favorable growing conditions have all contributed to a promising harvest. The group produces sweet onions, shallots, brown onions and red onions on 6 farms. The farms are strategically situated up to 150 kilometers apart to mitigate climate and production risks. An important milestone this season was Du Toit's first commercial sweet onion harvest in November. Sweet onions are currently grown mainly for the Spanish market, where demand for soft, low-acid onions is increasing. However, the company believes there is also local potential as South African consumers become more familiar with the product. The producer plans to export about 30% of its onion harvest. Die derde Suid-Afrikaanse rosientjie oeskatting vir die 2025-26 seisoen is met 14% verlaag. Die verwagte oes staan nou op 86.500 ton. Met die eerste skatting was die hoop dat die oes vanjaar die 100.000 ton kerf sou verbysteek. Volgens die produsenteorganisasie Raisins SA is die skatting egter verlaag weens die voorkoms van erge donskimmel in sekere gebiede, as ook aanhoudende hittegolwe in Januarie, vroeë kultivars wat swak gevorm het en reën wat produsente tydens die oesperiode ontvang het. Die verbouingsgebiede rondom Appington is die swaarste deur donskimmel getref, terwyl die dele suid van Kakamas en die Wes-Kaap beter vertoon. Volgens die jongste skatting sal die Noord-Kaap sowat 66.442 ton lewer. Dis bykans 77% van die land se totale oes. Die Wes-Kaap sal na verwagting net meer as 15.000 ton bydra, terwyl Namibië na verwagting 2.000 ton sal oplewer. Ten spyte van die laer volumes is die gehalte van ons uitvoerrosyne steeds op standaard. Die vierde oeskatting word op 13 Maart bekendgemaak. Agricultural economist Wandile Sehlobo has been appointed as President Cyril Ramaphosa's presidential envoy for agriculture and land. Sehlobo says he is grateful for the congratulatory messages and kind words he has received since the announcement. He is particularly looking forward to engaging with Minister John Steenhuisen on agriculture and Minister Mzwanele Nyonso on land matters. He hopes to work closely with officials in the relevant departments to advance the presidency's priorities. Sehlobo says these priorities focus on overcoming constraints to agricultural growth, strengthening competition, promoting sector inclusivity, and expanding the country's export profile. Pannar Saad het Lucas Meyer as sy nuwe sakebestuurder aangestel. Hy volg vir John Oendal op, wie einde April aftree. Die twee sal in die komende maande saamwerk om 'n gladde oorgang te verseker. Meyer bring meer as 20 jaar se ervaring in die saad- en gewasbeskermingsbedryf
na die pos. Hy het sy loopbaan by die Landbou Navorsingsraad se Kleingraan Instituut in Bethlehem begin en was ook betrokke by die droë bone produsente organisasie. Hy het vroeër al by Pannar gewerk as saadtegnologie navorser, waar hy onder meer by saadbehandeling en rentmeesterskap programme betrokke was. Daarna het hy strategiese rolle by onder meer Syngenta, PepsiCo en Corteva AgriScience beklee. Odendaal tree af na 'n tydperk van sterk groei en transformasie by Pannar. Agbus, Agri SA en Infrastruktuur Suid-Afrika, oftewel ISA, het verlede week 'n samewerkingsooreenkoms onderteken met die doel om voorkeur aan landbouvervoerkorridors in die Vrystaat te skenk. Die dokument is deur die hoof van ISA, Mamitsa Masemola, die uitvoerende hoof van Agbus, Theo Boshoff en die uitvoerende hoof van Agri SA, Johan Kotse, onderteken. Die dokument is deur die hoof van ISA, Mamitsa Masemola, die uitvoerende hoof van Agbus, Theo Boshoff en die uitvoerende hoof van Agri SA, Johan Kotse, onderteken. Die ondertekeningsseremonie is waargeneem deur die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, en die premier van die Vrystaat, McQueen Joyce Letsoa Mataya. McPherson se departement is reeds vir maande met die betrokke organisasies in gesprek in 'n poging om die verslegtende toestand van padinfrastruktuur in die provinsie se sleutellandboustreke aan te spreek. Huidige infrastruktuurprobleme dra tans beduidend by tot die verhoogde voertuigbedryfskoste en breër ekonomiese ondoeltreffendheid. En dit is dan die nuus. Ja, hierdie afgelope week is fantastiese reën wat voorgekom het. Reën is altyd fantasties. Maar oor die baie droë dele van Namibië, die Noord-Kaap, veral die Oos-Kaap gedeeltes, wat goeie reën voorgekom het. Minder na die tuinroete in die gedeeltes toe, maar ook in die somerreënvalgebied het daar goeie neerslae voorgekom. So ons is baie bly daarvoor. Dit lyk of dit so bietjie gaan opklaar, en dan so van die eerste week van Maart is daar weer 'n baie goeie kans vir reën, maar hierdie keer meer oor die somergraangebied, so verder noord, en dit lyk of dit 'n bietjie minder gaan reën oor die gedeeltes wat die afgelope week so baie reën gehad het. So dit lyk redelik positief, dat ons redelik reën gaan kry tot omtrent hier by die 9de, 10de Maart se kant. Nou ons weet in baie gedeeltes is daar groot skade wat alreeds voorgekom het, droogteskade op die somergrane, maar vir die wat nog kan herstel, is hierdie fantastiese nuus of baie goeie nuus vir hierdie volgende tyd. Dit gaan ten minste sorg dat die agteruitgang van die somergrane gestaak gaan word, maar ja, ons hoop maar regtig waar dit gebeur. Kyk ons bietjie langer termyn, is die La Nina nou, ek wil nie sê hooplik nie, ons is verby. Ons het nou al omtrent 2 maande wat ons gedink het, dit gaan stop, of gaan oorgaan neutrale toestande toe, maar dit lyk asof dit nou besig is om te gebeur. Interessant, hierdie reën wat voorgekom het nou, en die wat ons nog verwag in die volgende tyd, is nog steeds die oorblyfsels van La Nina. Ons weet daar is 'n periode, paar weke nadat die La Nina nog daar was, wat dit 'n uitwerking het. Ons sien dit ook in die suidelike oscillasie-indeks. Nou dis die koppeling van die oorhoofse weersisteme met die oppervlakwaters in die sentrale Stille Oseaan, en ons sien dit is nog La Nina neigend op hierdie stadium. Maar as 'n mens na die seeoppervlaktemperature en dan temperature dieper in die oseaan gaan kyk, op die ewenaar in die sentrale Stille Oseaan, dan sien ons die warmer water is nou vinnig besig om die koeler water te vervang.
So vir die volgende tyd, La Nina is verby. Neutrale toestande gaan heers, so die seetemperature gaan huiwer hier rondom 0.5 grade Celsius koeler of 0.5 grade Celsius warmer is normaal, en ons gaan sien dan, as die voorspellings reg is, hier van omtrent Mei, Junie se kant af, dat ons gaan oorgaan in El Niño toestande. Ons sal 'n bietjie dit maar dophou hoe dit gaan gebeur. As die La Nina ontwikkel en veral hier van Mei, Junie, Julie se kant, dan kan dit nogal redelik 'n goeie winter en lente reën gee. So ons dit lyk nog redelik positief vir reën, en ons sal maar moet sien wat gebeur. The Bonsmara, taking you forward. Exceptional mothering abilities lead to exceptional calves, and the good milking ability, superior fertility, and ease of calving makes a Bonsmara cow the top choice for any farmer who desires calves with excellent growth rates and survivability. Bonsmara, the breed for all reasons. Dis weer die tyd van die jaar wanneer ons oor die klimaatslim ambassadeursprojek gesels. Nou, Zoetis is al talle jare betrokke en Dr. Natanja Smit sluit vandag by ons aan. Julle hou aan terugkom, Natanja. Hoekom? Zoetis het die doel om die wêreld en die mensdom te koester deur die bevordering van dieregesondheid. En met hierdie doel as fondasie het Zoetis 'n volhoubaarheidsstrategie, ons sogenaamde Driven to Care, wat doelwitte en aspirasies in plek het wat ons glo daai volhoubaarheid verseker. Nou, een van die fokuspilare van hierdie strategie is die ondersteuning van ons gemeenskappe. En ek dink enige boer wat klimaatslim boer verdien erkenning. En die klimaatslim ambassadeurprojek gee nie net vir hulle erkenning nie, maar gee ook vir hulle die geleentheid om hulle kennis met ander te deel. En Zoetis is trots om deel te wees daarvan. Maar nou ja, julle het hierdie al baie gehoor in al die jare wat ons al deel is daarvan. So ek het eintlik gedink as die enigste dieregesondheidsmaatskappy wat deel vorm van die klimaatslim ambassadeursprojek, kan ons miskien vir 'n oomblik fokus oor hoe gesonde diere jou volhoubaarheid verseker. Ja, vertel vir ons. So, ek voel ek sê dit elke keer, maar dit is regtig so belangrik. 'n Gesonde dier is produktief en 'n produktiewe dier is volhoubaar. Nou baie mense dink dat die moeite en die koste van enting is nie die moeite werd nie, terwyl dit oor en oor bewys is dat die koste om voorkomend op te tree merkwaardig minder is as om reaktief op te tree sou 'n dier of jou kudde siek word. En ons weet dat veesiektes lei tot produksieverliese van 10 tot bykans 20%. Ek dink nie ons hoef dit te twyfel daaroor as jy nou kyk na wat met back and claw seer gebeur nie. Nee. So wat doen Zoetis om dieregesondheid te bevorder? So Zoetis het 'n groot fokus op voorkomende oplossings. Ons spandeer baie tyd en geld en energie om nuwe enstowwe te ontwikkel en die wat ons het te verbeter. Sodat jy kan siektes help voorkom en minder antibiotika gebruik. Net een voorbeeld daarvan is Zoetis se FB-enstowwe
of ons sogenaamde fetal protection of fetale beskerming enstowwe. Ja, wat bedoel julle met fetale beskerming? So hierdie is enstowwe wat jy gee vir 'n koei terwyl sy dragtig is. En daai enstof beskerm nie net die koei nie, maar ook die kalf teen siektes wat andersins daai dragtigheid of die kalf se lewe in gevaar stel. So wanneer jy hierdie fetale beskerming enstof toepas, is jy nie net besig om jou koei te beskerm nie, maar ook jou ongebore kalf. En sodoende beteken dit dat jou koei 'n kalf produseer. En elke koei wat 'n kalf produseer, beteken dat jy jou hulpbronne meer effektief bestuur. Natanja, ek seker ons boere daar buite sal dit waardeer as jy vir ons so 'n paar praktiese wenke kan gee of advies. So eintlik al wat ek wil sê is dat ek wil regtig boere aanmoedig om by hulle entingsprogram te bly, selfs in die moeilike seisoene. En as hulle nie een het nie, sou ek regtig die voorstel maak dat hulle by hulle plaaslike veearts 'n draai maak om 'n entingsprogram te kry, want daai plaaslike veearts is vertroud met die siektes wat in daai omgewing voorkom en kan help om 'n doeltreffende en koste-effektiewe entingsprogram op te stel spesifiek tot jou area en jou produksiestelsel. En sodoende kan ons hopelik gesonde diere hê. Want ons weet dat enting is soos 'n brandbaan, jou versekering dat jy eintlik jou diere beskerm teen siekte en dat jy nie dan 'n veldbrand hoef te beveg sou 'n siekte in jou kudde uitbreek nie. Ja, nee, ek is seker ons is almal bewus daarvan op hierdie stadium. Natanja, baie dankie en ook Dr. Natanja Smit van Zoetis wat vandag met ons gesels het oor dieregesondheid en die waarde daarvan en hulle betrokkenheid al vir talle jare by die jaarlikse Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur projek. Kyk uit vir kommunikasie daaroor want ons is al reeds daar. Klimaatswerkswinkel wat fokus op beesgenomika word eersdaags aangebied. Professor Michiel Skolskouer vandag hier by ons om ons meer te vertel. Net eers, Michiel, wat presies is beesgenomika en dan hierdie program waarna ons verwys? Ja, die beesgenomika program is 'n konsortium uit verskeie rolspelers, is navorsers, is universiteite, is die bedryf en ook van die departement se kant af, die departement van navorsing en ontwikkeling het ook 'n klomp geld ingesit en hulle die BGP program fokus daarop om die genomika tot voordeel van die Suid-Afrikaanse vleisbeesbedryf te gebruik. Maar baie mense weet nie wat is genomika nie. Ja, verduidelik vir ons. Nou genomika is die studie van die totale komplement van die gene van die dier, dis ook om ons dit genoom noem, of genomika. En dit sluit in die studie van die funksie van die gene. Kan ons agterkom wat die rol van elke geen, maar ook die interaksie tussen gene. En wat vir hierdie simposium belangrik is ook die interaksie tussen die dier se gene en die omgewing. Want dit is waar klimaatsverandering gaan inkom en 'n rol speel. So waaroor gaan hierdie klimaatswerkswinkel? Ons gaan probeer
om al die belanghebbendes bymekaar te kry, sodat ons die BGP-program kan uitbrei, sodat dit ook 'n komponent van klimaatslim diereproduksie insluit. En hopelik sal dit die vleisbeesbedryf se mededingendheid verbeter, sodat ons beter diere kan teel wat beter aangepas is by die omgewing, deur die genomiese inligting te gebruik. Byvoorbeeld die interaksie tussen die gene en die omgewing. Jy het nou redelik geraak aan die rede daarvoor, maar hoekom is dit belangrik? Ja, ons moet 'n aantal sleutel ingrypings of intervensies ten opsigte van navorsing oor klimaatsverandering moet geïdentifiseer word, want dit is belangrik vir die vleisbeesbedryf. En sulke inisiatiewe of projekvoorstelle, of wat mense ook al wil noem, moet op wetenskaplik gebaseerde aksies wees, op navorsing wat in tropiese en subtropiese lande gedoen is, nie in navorsing wat in die Noord-halfrond lande wat kouer is nie. So, ons wil op 3 goed kyk. En ek gaan nou 'n bietjie Engels gebruik ook. Reg so. Die eerste een is adaptation, wat aanpassing is. Ons diere moet aangepas wees. Die tweede een is mitigation, dis die vermindering van die kweekhuisgasse, en dis waarop die noordelike halfrondlande konsentreer. Hulle wil die kweekhuisgasse verminder. Vir ons is dit net een van die doele. Aanpassing is net so belangrik. En die derde rol is veerkragtigheid of resilience. Hoe vinnig herstel 'n dier na hy byvoorbeeld onder hittestres was. Vat dit om 12 uur om te herstel of vat dit om 2 weke? Die veerkragtigheid is ook belangrik. En so ek sê, dit is nie as ons dit vergelyk met die noordelike halfrondlande, wat eintlik meer gematigde klimaatstoestande het. Kan ons nou gou oor daai werkswinkel gesels? Vertel ons meer. Ja, die doel van die werkswinkel is om 'n gemeenskaplike aanvoeling of begrip te ontwikkel oor wat is nodig in beide navorsing, ontwikkeling en tegnologie oordrag om hierdie genomika inligting eerstens te ontwikkel, maar dan ook toe te pas, sodat dit tot voordeel van die Suid-Afrikaanse veebedryf kan wees. En hierdie werkswinkel word op 3 en 4 Maart hierdie jaar by die Future Africa fasiliteite van die Universiteit van Pretoria gehou, en dit behoort deur ongeveer 200 genooide afgevaardigdes bygewoon te word, want ons wil spesifieke mense teiken, sodat ons almal se insette kan kry. En soos ek sê, die fokus van die werkswinkel is om hierdie klimaatslim vakkundiges, veekundiges, befondsers en medewerkers by mekaar te kry, sodat ons kyk of ons projekte kan ontwikkel, maar ook geld kry om die projekte te befonds. Die werkswinkel gaan geopen word met 'n lesing oor die Koinega projek. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit is 'n streeks inisiatief wat daarop gemik is om samewerking en koördinering oor landbounavorsingsaktiwiteite wat met kweekhuisgas verband hou in Suider-Afrika te versterk en te koördineer. So daar's 'n aksie om, en dis nie net op diere beperk nie, dit is die hele landbou aspek se navorsing op klimaatsverandering. So dit gaan die openingslesing wees. Praat met ons oor die verskillende lesings. Ja, die lesings op dag 1 gaan begin. Die eerste ene is die globale metaan genetika inisiatief, en dis die projek wat deur die Bezos Earth Fund befonds word en waarvan die LNR ook deel is. Die projek is 'n $7 biljoen projek, en die LNR kry 325.000 Amerikaanse dollar uit die projek uit, maar daar's 45 lande by die projek betrokke, so die projek gaan bespreek word, en dan is daar 'n lesing om te kyk na die huidige stand van navorsing oor kweekhuisgasontwikkeling of kweekhuisgasvrystelling en die vermindering daarvan in Afrika suid van Sahara. Want daar word baie navorsing in Kenia en Ethiopië gedoen, want niemand van weet nie, want dit is in isolasie. Ons wil graag daai inligting ook uitkry. Dan is daar 'n lesing oor die finansiering van klimaatslim landbou. Dit word deur iemand van Standard Bank gedoen, 'n baie oulike persoon, Dr. Kamfer, en ons glo hy gaan vir ons 'n klomp inligting kan gee. Dan is daar uit Australië 'n lesing wat sê hoe ons hierdie genomika revolusie kan gebruik om klimaatsverandering aan te spreek.
sien uit daarna ook. Dan is daar 'n lesing oor die kwesbaarheid van boerderystelsels teen klimaatsverandering, dit is belangrik. En dan die laaste lesing op dag 1 gaan oor Suid-Afrika se verbintenis ten opsigte van kweekhuisgasvrystellings. Dis die sogenaamde Parys ooreenkoms en ons hoop om iemand uit die regering te kry om daai lesing aan te bied. Maar ons moet weet wat die regering beloof. Dis dan 3 Maart, dag 2 is 4 Maart. Dis reg. Ja, waaroor praat julle dan? 4 Maart, jou lesing, eerste lesing is van iemand van Brazilië, wat die tegniek het om 'n klomp detailondersoeke te doen. En sy gaan kyk na die bibliografiese kartering van klimaatslim vleisbeesproduksie in Suid-Afrika. So sy het al Suid-Afrika se data gekry. Sy het dit ontleed en sy gaan nou vir ons terugvoer. Gee daaroor, ek sien baie uit daarna. Dan gaan daar gekyk word na die bydrae van die verskillende Suid-Afrikaanse veebedrywe tot kweekhuisgasvrystellings. Wat is die beesvleis, die vleisbees, die melkbees, die bok of die vark, watter ene dra die meeste by en wat is hulle bydrae, want dit is belangrik. As ons dit nie weet ons nie waarop te fokus nie. Dan gaan ek 'n lesing gee oor 'n perspektief oor die volhoubare vleisproduksie en klimaatsverandering, en dit gaan aansluit, wat moet ons doen om seker te maak ons diere gaan presteer en aanhou produseer ten spyte van klimaatsverandering. Dan kom die berooivleis en die melkbedryf, is ook dan betrek. Dan gaan 'n lesing wees oor die navorsing en ontwikkeling deur die rooivleissektor in reaksie op die uitdagings van klimaatsverandering, en dan die melkbedryf gaan praat oor voorgestelde navorsing en ontwikkeling in reaksie op die uitdagings van klimaatsverandering. En die melklesing lyk nog of dit nogal baie interessant gaan wees, want daar's aanduidings dat as jy melkbeeste op veiding reg bestuur, dan is dit eintlik koolstof negatief. Dit het 'n voordeel, dat absorbeer koolstof uit die atmosfeer uit, so dis eintlik voordelig. Dit kan ons help, want die langtermyndoel is, ons moet koolstof uit die atmosfeer uitsuig. En dit lyk vir my, as die melkbeeste reg bestuur, kan dit reg kry. Ja, Dr. Heinz Meisner was juis hier om daaroor te gesels. Presies. Daar sy. Ja. En dan gaan die werkswinkel afgesluit word met 'n paneelbespreking. En ons hoop hierdie paneelbespreking sal kan uitwys wat is die sleutelaksies en waarop moet gekonsentreer word, sodat ons 'n program kan ontwikkel wat tot voordeel van klimaatslim vleisbeesproduksie in Suid-Afrika gaan wees, wat nie net genomika insluit nie, maar wat ook 'n klomp ander faktore insluit, en hopelik sal dit uit die werkswinkel uitkom. Maar ja, jy gaan moet kom terugvoer gee, is dit reg? Is reg. Daar sy. Professor Michiel Skols wat vandag met ons gesels het oor die Beesgenomika program se klimaatswerkswinkel op 3 en 4 Maart daar by die Universiteit van Pretoria, en dit is natuurlik net vir uitgenooide gaste.